Annie almal, baie welkom weer terug by hierdie kursus oor die Heilige Gees. En ek glo die Heilige Gees, die Here het met my gepraat, dis waaroor ons moet praat, opneem vir die sirkels. Nou dankie dat jy moeite doen om by 'n sirkel te wees, maar dalk sê daar by jou huis of ry in die kar en luister daarna, dan wil ek ook dankie sê. Dankie dat jy genade met my het, as ek ergens dalk verkeerd lees of 'n fout maak. Ek is nie professioneel nie, ek dink ek gaan nog professioneel word as ek nou al 1000 video's opgeneem het, maar ek is nog nie daar nie. Maar dankie dat jy genade het, en dankie dat jy wil leer, oor die Heilige Gees. En jy moet altyd onthou, as jy in 'n kerk is, en jy het nie die Heilige Gees nie, dan is dit 'n dooie godsdiens. As jy Bybel lees, sonder die Heilige Gees, maak die letter dood, dan verstaan jy nie. Nou die Heilige Gees het hierdie woord geïnspireer, daarom is dit baie belangrik, as jy Bybel lees te bid en sê, Here, praat met my. En ek dink ook, dit is belangrik dat ons nou sal bid, en dat die Heilige Gees, dat ons harte sal oop wees, en dat ons kan hoor wat die Gees van die Here vir ons sê. So kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons so lief het. En Jesus, dankie vir U genade. U maak die pad oop vir ons na die Vader toe. Niemand kom by die Vader behalwe deur U nie. En dankie dat U die woord is en die woord vir ons kom gee het. Heilige Gees, bid dat U in ons harte werk. Ons harte sal oop wees, sal hoor, dat ons sal verstaan en dat U met ons sal praat. Here, help my om met vrymoedigheid hierdie woord te kan leer. In die naam van Jesus. Amen. So, ons belangrike skrif, al die skrifte is belangrik, maar Johannes 16 vers 17, kom ons lees dit net weer hierso. Johannes 16 vers 17. Jesus sê, laat ek julle egter die waarheid vertel. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur. So dit is vir ons tot voordeel. Nou die vroeë kerk was baie bewus daarvan die teenwoordigheid van die Heilige Gees, konstante teenwoordigheid van die Heilige Gees. Hulle was bewus daarvan dat die Heilige Gees saam met hulle werk en bonatuurlike goed doen om die kerk te kan groei. Nou, as jy dink, as jy iemand saam met jou het, 24 uur, 7 dae 'n week, dan moet jy onthou dat jy gaan heeltemal bewus wees van daai persoon, jy gaan baie leer van daai persoon gaan altyd deel van jou lewe wees. En dis wat die Heilige Gees doen. En daarom sê Jesus, dis belangrik, jy moet verstaan, dis tot jou voordeel, tot julle voordeel, dat ek weggaan en die Heilige Gees kom. Want sê maar, Jesus was nog op hierdie aarde, en jy wil met hom praat, dan moet jy nou Tel Aviv toe vlieg, daar in Israel, Jerusalem toe gaan, dan moet jy nou Jesus gaan soek, en ek dink jy sal hom baie vinnig kry, want daar sal massas en massas mense staan, om met hom te kan praat. Nou sê Jesus, ek gaan die Vader vra, en hy gaan 'n ander trooster stuur. Daai ander is dieselfde soort, soos wat ek is, soos wat ek julle gehelp het, soos ek met julle gepraat het, gaan ek vir julle helper stuur, 'n trooster stuur, wat dieselfde is. Nou, almal kon nie met Jesus praat nie. As Jesus vandag moes wees, sou jy dalk nooit die geleentheid gekry het nie, daar is so baie mense. Maar vandag het elkeen van ons die geleentheid om met God te praat. Maak saak waar jy is in jou kar, by jou huis, waar ook al, onder die Heilige Gees by ons is, dat dieselfde trooster kan ek dadelik met die Here praat. En hy is dieselfde as Jesus, 'n helper, 'n trooster, wat my wysheid gee, wat my leer, wat my 'n pad saam met my loop, wat my nie los nie. En dis wat die Heilige Gees is, wat saam met ons is. Nou, 2 Korintiërs 13, vers 13 sê 'n belangrike ding, wat ons almal ken. Dan skryf Paulus die briewe en dan sluit hy af. Hy sê, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Nou, julle ken dit, ons pastore kom en dan, as ek 'n trou het of 'n begrafnis, dan sluit ek daar af, partykeer met 'n dienste, dan sluit ons daarmee af.
Maar wie hoe mooi is dit, Paulus begin, hy sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus, dis die genade wat gemaak het, dat ons by God kan kom, dis die genade wat maak, dat ons by die Vader kan kom, en die Vader wat ons so lief het, dat hy sy enigste seun gegee het, maar dan sê hy, dat die gemeenskap met die Heilige Gees, nou daai woord wat hy daar gebruik, beteken is koinonia, the communion of the Holy Spirit. Nou dit kan vertaal word as sterk teenwoordigheid, vertaal word as fellowship, community, vriendskap. Daai Griekse woord kan ook vertaal word as kameraadskap. Nou, die Afrikaans het nie 'n lekker woord vir fellowship nie. Hy gebruik die woord gemeenskap. Maar wat dit beteken, en ons almal weet wat dit beteken, in vriendskap sit en kuier en praat. Maar ek wil vandag oor 3 goed praat, oor hierdie gemeenskap met die Heilige Gees, koinonia met die Heilige Gees, om instemmig te wees met die Heilige Gees, dit kan dit ook beteken. Maar daar's 3 woorde en 3 punte wat ek wil oor praat, en dit is eerste oor vriendskap. En daai vriendskap, fellowship, wat ook beteken span, vriendskap, span, fellowship, tweede een is vennootskap, partnership, besigheidsvennootskap, en dan die derde een, intimiteit, tussen, soos wat in 'n huwelik is daai intimiteit. Maar kom ons praat oor vriendskap. Daar wil jy sê, almal sê gou 'n bietjie vriendskap. Daar in jou sirkel, sê vriendskap. Nou wat is belangrik van vriendskap? 'n Goeie vriend is iemand wat by jou wil wees. Dink 'n oomblik daaraan. Wil die Heilige Gees by jou wees? Hy wil by jou wees. Vriendskap gaan ook oor kommunikeer. As jy sê ons is vriende, dan praat ons met mekaar. Dis soos, ek geniet dit om golf te speel, want jy praat saam, as jy nou 'n 4-bal is, en jy en jou partner, wat saam golf speel, dan praat ons, help my met die pad, help my waar om te gaan. As jy rugby speel, jy praat nie met die teenstander nie, jou opponent nie, jy as span, is dit belangrik dat jy kommunikeer, dat jy praat, en jy oefen, en dan praat jy, span praatjies, en die kaptein sê, en julle almal praat saam, wat julle gaan doen, daar's kommunikasie geweldig belangrik, vriende praat. Dan dink jy, as jy sê maar tennis speel, dan speel jy tennis, maar jy kan eintlik nie met die persoon oor kan praat nie. Nou, ek is 'n prater, ek hou van praat, ek het al saam met ouens golf gespeel, dan sê hulle vir my, nee, jy praat te veel, jy trek ons aandag af. Nou ek hou van 'n ou wat lekker saam met my kuier, en saam gesels, en saam oor die Bybel gesels, dis my baie lekker. Nou ek geniet dit nogal as my vrou saam met my golf speel, sy speel nie golf nie, sy ry karretjie en soek balle en so aan, maar ons kuier saam, ons praat saam, ons gesels saam, dis sommer net baie, baie lekker. Nou, in Handelinge, as jy nou al die boek van Handelinge gelees het, en ek hoop jy die huiswerk al gedoen, dan sien jy hoe baie keer die Heilige Gees met almal gepraat het. Nou hoor wat sê Handelinge 20. Handelinge 20, dan praat Paulus, hy sê, en nou is ek op pad Jerusalem toe, gebind deur die Heilige Gees. Daai gebind is, ek is verbind aan dit wat die Heilige Gees sê. Die Heilige Gees het my 'n opdrag gegee. Ek is nou op pad Jerusalem toe. Wat daar met my gaan gebeur, weet ek nie. Wat ek wel weet, is dat die Heilige Gees my in elke stad verseker het, dat gevangenskap en vervolging voorlê. Dink nou net as jy 'n vriend het, wat die hele tyd met jou praat, en as hy nou met jou praat, en sê, hoor jy, sê, onthou, jy gaan vanaand in die tronk slaap. Onthou, hier kom 'n ding. Maar weet jy wat ek agterkom, as die Heilige Gees my vooraf met my praat, al is dit 'n slegte ding, voel dit vir my asof ek voorberei is. Ek is baie meer voorberei daarvoor. Dit gaan vir my, ek kan dit baie beter hanteer. Maar wat mooi is, dat die Heilige Gees het in elke stad die heeltyd met Paulus gepraat, die heeltyd. Handelinge 10 met Petrus, sê die Bybel dat hy in 'n geesvervoering gegaan het. Dis die woord wat hulle gebruik het. Hy het hierdie gesig gesien van hierdie doek met al die diere wat daarin is, 'n doek of 'n net wat al die diere daarin is, en die Here sê vir hom, vat, slag
eet, 'n stem wat hy hoor. En dan sê hy, Here, ek kan nie dit doen nie, dis onrein diere. Dan sê die stem weer, as God iets rein gemaak het, mag jy dit nie onrein maak nie. Maar hoor wat, dis Handelinge 10, maar vers 19, dat terwyl Petrus nog wonder oor die gesig, het die Gees vir hom gesê, hier's 3 mans wat jou soek. So die Heilige Gees wat die heeltyd met hom gepraat het. Ander voorbeeld wat mooi is in Handelinge 8. Ek vra weer vir jou, gaan lees die hele Handelinge. Nou Handelinge 8 is die gemeente bymekaar in Filippus is daar, en dan kom 'n engel en sê vir hom, verlaat die samekoms, en gat op die pad daar na Ethiopië toe, gaan daar. En toe, dan lees ons vers 29, Handeling 8 vers 29, en toe die Gees vir Filippus gesê, gaan loop langs die wa. Nou eerstens kom 'n engel en sê vir hom, gaan en verlaat die samekoms. Dalk het hulle so gesing, ek weet nie, en die volgende het 'n engel met hom gepraat. Maar weet wat interessant is, die vroeë kerk, Filippus, het duidelik geweet wanneer 'n engel van die Here praat, en wanneer die Heilige Gees praat. Ja, dan kyk ek in my eie lewe en dan wonder ek, wanneer is dit nou 'n engel wat praat en wanneer is dit die Heilige Gees wat praat? Baie mense sukkel. Is dit nou die Here wat praat? Is dit ek wat praat? Is dit die duiwel wat praat? Dis eintlik nog erger. Die vroeë kerk Filippus het baie duidelik geweet dat nou praat 'n engel en nou praat die Heilige Gees. As jy Handelinge lees, was die vroeë kerk baie bewus van die heeltyd van die Heilige Gees wat praat, dit wat die Heilige Gees doen. Die hartseer vandag, ekskuus, het ons so baie hulpmiddels. In die vroeë kerk het die Heilige Gees vir hulle gesê, gaan soontoe, moenie hieraan toe gaan nie, moenie daar preek nie, gaan preek daar. Hulle is gedryf deur die Heilige Gees, hulle was verbind aan die Heilige Gees. Maar vandag het ons so baie hulpmiddels, GPS'e, selfone, kaarte, hierdie ding, daai ding, en ek praat nie daarteen nie, ek dink nie dis verkeerd nie. Maar ek dink ons verloor so bietjie die inspraak van 'n vriend. Ons verloor bietjie die inspraak van vriendskap, fellowship. En dan moet jy besef dat jy eintlik nooit alleen is nie. Jy weet, eendag staan ek by konferensie, ek's by 'n konferensie en ek loop uit daar so dam met so dek, ek gaan loop uit en ek gaan staan daar so. En terwyl ek daar staan, net alleen praat ek met die Here. En na 'n ruk toe kom daar 'n ander pastoor aan en hy sê, nee, vir wat staan jy so alleen? Ek kry jou jammer, ek kom bietjie nader, jy so alleen. Sê ek, luister, ek is nooit alleen nie. En dadelik snap hy, sê ja, dis eintlik waar Johan, ons is eintlik nooit alleen nie. Nou die hartseer is, jy kan tussen 'n klomp mense wees, dan kan jy alleen wees. Maar as jy besef die Heilige Gees wat vriendskap is, Heilige Gees wat vriend is, wat met my praat, wat altyd by my is, en 'n vriend wat by my wil wees, en wat met my praat. Die tweede punt wat ek wil maak is vernootskap. Sê bietjie vernootskap. Vernootskap, partner, 'n besigheid partner. En hoor wat sê 1 Korintiërs 3 vers 9. Hy sê ons is God se werkspan. 'n Ander vertaling sê medewerkers, co-workers. Julle is God se saailand, God se gebou, nie onsse nie. En dit is so mooi. Julle is nie my lidmate, my ouderlinge, my mensies nie. Julle behoort aan die Here. Hy sê, ons is God se werkspan, medewerkers. En weet wat mooi is? God het gekies om saam met ons te werk. Die laaste tyd was dit vir my so werklikheid in my lewe, dat die Here met my gepraat het, want ek vra vir die Here, Here, hoekom doen U nie dit nie? Sê die Here vir my, maar ek het vir jou gevra om dit te doen. Want ek is 'n medewerker. Nou, as jy by die werk is, wat is baie belangrik by jou werk? Maak nie saak wat se besigheid jy het nie. Wat is baie belangrik? Kommunikasie is geweldig belangrik. Nou, die Heilige Gees wat met ons praat, so as hy my vernoot is kommunikasie geweldig belangrik. Dan lees ons ook, die vroeë kerkleiers kom, dan praat hulle met die heidene in Handelinge 21, dan praat hulle, en dan sê hulle, dis vir ons goed en die Heilige Gees,
dat julle nie vleis moet eet wat verwrig is, en julle moet julle weerhou van losbandigheid nie. Nou, wat so mooi is, hulle weet presies, hulle vernoot, saam in hierdie kerk, die Heilige Gees sê, dis wat ons nie moet doen nie. Nou, 'n goeie span, 'n goeie vernoot, 'n goeie werksvernoot, is iemand wat die heeltyd met my praat. En jy moet weet dat God wil saam met ons werk. Nou, die Ou Testament is vir ons 'n spieël van dit wat ons vandag het. Nou, in die Ou Testament, dan lees ons van Abraham, dat God, en hy word genoem vriend van God, maar hy is medewerker saam met die Here. En eendag, toe kom die Here, terwyl hy onder die boom sit, en toe praat die Here met hom, en hy sê, kom ek vat jou na hierdie groot kraans toe, en daar waar hy staan, sien hy hierdie twee stede, Sodom en Gomorra, en God sê, ek wil hulle verwoes. En dan begin Abraham praat, en sê, maar is daar nie net 100 regverdiges nie? En dan ken julle dit afpraat tot, is daar nie net 10 nie? Maar hy weet dat Lot, en op die eind van dag was dit net Lot en sy vrou, sy kinders wat regverdig is. En dan praat God met Abraham voordat hy iets doen. En voordat jy besigheid doen, as jy nou in 'n vennootskap is, dan praat jy mos saam. Wat my so mooi is, ek sien mense wat hulle eie besigheid het, dat man en vrou hulle eie besigheid het, en dan sê hulle vir my, ons doen niks voordat ons nie met mekaar praat nie. 'n Boerdery, sê nee, ek en my vrou besluit saam, ons beplan saam, ons besluit saam wat ons gaan doen. Voordat hulle geld uitgee, dan besluit hulle saam, dat daar is vennootskap. Nou, dieselfde, nog 'n voorbeeld is, die Here is kwaad, toe hulle die goue kalf gemaak het, en God wil die volk uitroei, en van vooraf begin. Dan kom Moses en praat met die Here en sê, maar Here, as jy dit goed doen, gaan die vyande sê, maar wat 'n soort God is hy? En dan kom Moses en verander die gedagte van die Here. Nou, dink net 'n oomblik, dat God jou kies as medewerker. Wat hartseer is, dat die Heilige Gees dalk saam met jou wil werk, en jy het geen kommunikasie met die Here nie. Dat die Here kan nie eintlik eers met jou praat nie, jy is so besig, en jy kan nie eintlik met die Here praat nie. En jy praat nie met God nie. Nou, dink 'n oomblik daarna, as ek nou vroeg die oggend, 3 die môre wakker word, maak my vrou wakker, en ek en sy praat baie oor die kerk, en sê, hoorie, so ek het 'n plan, ons moet dit doen in die kerk, maak haar wakker, en sê, hoorie, slaap jy? Nee, ek slaap nie nou nie, maar kan ons nie wag tot môreoggend nie? Of jy het nou 'n besigheidsvernoot, en 3 die môre word jy wakker, en jy kan nie slaap, nou bel jy jou vernoot, hoorie, slaap jy? Nee, ek nie, meer nie, en sê, maar ek het hierdie plan, ons moet praat oor die besigheid. Jy gaan dit nie doen nie, jy wag tot môreoggend, en dan praat jy. Maar weet wat mooi is, jy kan in die middel van die nag opstaan, en met die vernoot, jou vernoot, die Heilige Gees praat. Die Heilige Gees praat met my deur drome. Ek word wakker, dan weet ek net, dis wat ek moet doen. Ek weet dit net. Ek kan dit amper nie vir jou verduidelik nie. Asof ek net sien, net weet, en in die middel van die nag, enige tyd, in my kar, waar ook ek al is, praat ek met die Here. Eendag, ek kan so goed onthou, doen ons 'n ding in die kerk, en ons bly dieselfde ding oor en oor doen, nou wil ons 'n ander ding doen, en ons weet nie lekker wat om te doen, en hoe om te doen nie. En ek ry Pretoria toe, en ek praat met die Here. Ek sê, Here, praat nou met my. Wat moet ons doen? En volgens my ervaar ek so duidelik die Heilige Gees om my sê, maar wat het ek vir jou gesê om te doen? Ek het nog nie gesê jy moet iets anders doen nie. Ek wil iets anders doen. Maar die Heilige Gees wil nog nie iets anders te doen nie. Ek wil iets doen, maar die Gees van die Here wil niks doen. Wil nog nie iets anders te doen nie. Nou, Handelinge 20 vers 28. Pas julle self op, en ook die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om die gemeente van God, wat hy deur sy eie bloed verwerf het, herdelik te versorg. So dink 'n oomblik daaraan, dat dis die Heilige Gees wat jou aangestel het. Die Heilige Gees wat jou bediening gee. Dis die Heilige Gees wat deur jou werk. Heilige Gees wat met jou praat. En dis so mooi, dat ons moet besef, dat ons in vennootskap is, en ons moet met die Heilige Gees praat, en hy wil met ons praat. Nou, ek wil nog 'n bietjie dieper gaan. Hierdie koinonia beteken ook gemeenskaplike assosiasie. Dit kan ook beteken 'n geslote gemeenskaplike assosiasie. Gemeenskaplik doen ons saam iets. En dis wat
vennootskap is. Vennootskap, ons is in dieselfde besigheid. Nou, dink ek voorbeeld 'n orkes. As jy in 'n orkes speel, of as jy na 'n orkes kyk, dan hoor jy, hulle begin saam. Hulle speel op dieselfde noot, sing op dieselfde noot, dieselfde ritme. Hulle gaan as hulle van note verander, dan verander hulle saam op dieselfde tyd. Nie een vroeg en een laat, en dan is hierdie een daar, dan is daarna net, dan gaan dit baie sleg klink. Maar op dieselfde. Hulle begin en stop en verander saam. Nou, dis dieselfde, as jy 'n goeie huwelik wil hê, wat moet jy doen? Dat jy moet praat. En ek en my vrou het 'n geslote verhouding. Daar's nie mense wat 'n derde of 'n vierde of vyfde persoon wat deel van hierdie verhouding is nie. En selfs my kinders weet, luister, ek en julle ma, dis eintlik my vrou, dis my girlfriend, dis ek en sy het 'n geslote verhouding, daar's goed wat gebeur net tussen ek en haar, daar's goed wat ons praat net tussen ek en haar, niks anderste nie. En wat so mooi is, mense weet ek is getroud. Jy weet, ek sal van die kansel af praat en sê, my vrou, weet, en ek sê dit eerlik, as dit nie vir my vrou was nie, was ek nie so oulike pastoor gewees nie. As ek op 'n ander plek gaan preek, dan begin ek altyd met foto's van die gemeente, en dan wys ek 'n foto, dis my vrou Kyla. En mense sal kom en sê, ek wil haar graag leer ken. Jy moet haar voorstel aan ons. Ek wil weet wie jou vrou is. Dis maar dieselfde. As jy nou in 'n verhouding, in 'n vennootskap is, en jy sê vir my, ek sou in 'n vennootskap, dan gaan ek vir jou vra, okay, maar wie is jou vennoot? Ek sal graag jou vennoot wil ontmoet, as wie kom, stel hom voor aan my. En ek dink dis dieselfde met die Heilige Gees. As mense sien, dat jy saam met die Heilige Gees werk, gaan mense vir jou vra, maar vertel my van die Heilige Gees, leer my van die Heilige Gees, stel my voor aan die Heilige Gees. En dan wil ek duidelik sê, hoe meer tyd jy saam met die Heilige Gees gaan spandeer, hoe meer gaan jy geassosieer word met die Heilige Gees. Hoe meer jy praat met die Heilige Gees, hoe meer gaan die Heilige Gees manifesteer in jou lewe, gaan jy meer sien dit wat die Heilige Gees doen. So as jy praat en jy spandeer tyd saam met die Heilige Gees, gaan jy dit beleef en mense gaan dit ook beleef en sê, maar hoorie, ek wil dit hoor, ek wil sien, ek wil leer ken wie hierdie vennoot van jou is. Nou, wat mooi is, dat ek en my vrou kan 'n gesprek hê net met ons oë. Ek kan onthou eendag, toe sê sy vir my, het jy dit op Facebook gesien? Ek sê ja, en sy knik met haar oë, ek sê, kan ek? En sy sê ja, en alles. My kinders sê, wat gaan hier aan? Wat julle nou? En ek en sy het 'n gesprek net met ons oë. As vennoot, kan ek vir jou sê, my vrou gaan nie hiervan hou nie. As jy nou 'n vennoot het by jou besigheid, jy ken jou vennoot, gaan jy sê, nee, my vennoot gaan nie hiervan hou nie, of, ja, nee, ek ken my vennoot, hy gaan dink, dis 'n baie goeie idee, dis wat ons moet doen. En ek dink dis belangrik, dat ons moet besef, ons is in vennootskap met die Heilige Gees. Wat ook belangrik is, dat ek en my vrou word een, en ons begin saam dink, saam besigheid doen. Ek dink, as die Heilige Gees in jou lewe is, en jy luister vir die Heilige Gees, gaan jy baie meer word soos die Heilige Gees. Plus, ek gaan, as jy vir my sê, maar die Here sê so, of sê maar, jy kom en jy sê, maar Kyla sê, so en so, dan gaan ek vir haar sê, dit klink nie soos my vrou nie. Is jy seker? Klink nie soos my vrou nie. Of jy gaan vir haar sê, vir my sê, hoorie, my vrou, jy het gesien dat sy 'n diertjie langs die pad opgetel het en hierdie diertjie jammer gekry het. Dan sê, ja nee, ek weet, dis my vrou daai. En dis dieselfde, as mense by jou kom en sê, die Here het gesê, dan moet jy kan sê, ek weet, die Here gaan nie dit sê nie, of ek weet die Here gaan dit sê. Jy gaan dadelik agterkom, dis hoe die Here praat, want jy ken jou vennootskap. Ok, die derde punt, intimiteit. Sê die woord intimiteit. Nou, intimiteit, ek kan nie daaroor praat, as jy nie besef, die Heilige Gees is 'n persoon met 'n karakter nie. Jy kan net intiem wees,
met 'n persoon wat 'n karakter het. En dan is die vraag, wat is die Heilige Gees se karakter? Nou die beste ding wat jy in jou huwelik kan doen, is om jou maat se karakter te kan ken. Nou daar's baie toetse, disktoetse en ander toetse, hulle gebruik klere oor wat se verskillende karakter jy het. Nou my vrou het 'n baie anderste karakter as ek, en ek as sy. En nou as jy 'n goeie huwelik wil hê, dan moet jy daai karakter verskille bestuur. En ek wil nie eers sê amper verskille nie, dit is wat haar sterkpunt is, my swakpunte en andersom. En sy is daar om my te help, maar ek kan nie net leef nie, ek moet haar in ag neem en haar karakter in ag neem, weet hoe 'n karakter weet wat haar persoonlikheid is en so met haar saamwerk. Dit is dieselfde, jou kinders, as jy kinders het, jy weet tog jou kinders se karakter is nie almal dieselfde nie. Nou as jy in verhouding met jou kind wil staan, dan moet jy aanvaar, hy is 'n persoon en het 'n karakter. Selfs ook, die manier hoe jy met seuns werk en die manier hoe jy met dogters werk, is anderste. En nou wil ek vir jou probeer verduidelik die Heilige Gees. Nou Jesus kom en praat van die Heilige Gees en dan gebruik hy voornaamwoorde, die Engels pronouns. Ja, 'n pronoun is ek, hy, sy. Dis nie 'n dit of 'n iets nie, dis manlik of vroulik. Nou, wat dit bietjie moeilik maak in die Grieks, die Grieks het 'n neutrale voornaamwoord. En wat ek daarby bedoel, dat hy sê nie manlik of vroulik nie. Ek kan sê hy, dan weet ek is manlik, of sy, dis vroulik. Maar hy praat van neutraal en wat hy dan sê is, dis 'n persoon, dis nie 'n boom of 'n dier of 'n ding nie. So as Jesus praat van die Heilige Gees, daai pronoun wat hy gebruik is eintlik neutraal. En dink eintlik hoe mooi is dit, want ons is geskaap in die beeld en gelykenis van die Here. Genesis sê, hy het ons gemaak man en vrou. Ons is geskape om soos die Here te wees. Nou, dan beteken dit, elkeen van ons wat leef, het karakter, kan lyk soos Christus, manlik, vroulik, lyk soos God. Nou, die Heilige Gees is 'n absolute kragtige vuur van God. Dit is die Gees van God wat kragtig werk. Maar die Heilige Gees word ook verduidelik as 'n duif wat saggies werk. 'n duif wat sit en as jy saggies praat, hoor my as jy in die wildtuin is en daar's 'n neushoringvoël of een van daai papegaaie of 'n ding, dan raas hulle. Dis nie die Heilige Gees nie, die Heilige Gees wat mooi werk. 1 Konings 19 lees ons ook Elia. Elia is daar in die grot en dan sê die Bybel, en daar was 'n sterk wind en God was nie daar nie. Toe kom daar 'n aardbewing en God was nie daar nie. Toe is daar vuur, maar toe kom daar 'n sagte breesie, 'n sagte wind en God was daar. En die Bybel sê, toe Elia dit hoor, het hy sy gesig bedek met sy kleringstuk, sy klere opgetel en sy gesig bedek, want hy het geweet die Here is daar. En dis die karakter, daai sagte persoonlikheid. Jy weet, toe ons in die huis was, ons was 4 seuns in die huis, en toe was ek nog in 'n tegniese skool, en ek het nooit 'n meisie gehad nie, ek het nie geweet om met girls te werk, ek kom in die kerk, en dan is ek so onbeholpe, weet nie om met girls te werk nie. Toe ek Kayla ontmoet, is daar net 'n ding in my, ek moet saggies met haar werk, ek moet mooi met haar werk, ek wil niks doen wat verkeerd met haar is nie. En ek dink dis wat die Bybel ons wil leer, deur die Heilige Gees, deur die sagte karakter. En dan praat die Heilige, dan sê die Here, die Bybel sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Daai bedroef is hartseer maak, dat daar iets gebeur wat hom bedroef. En nou, ek dink daaraan, as jy by die werk is, iemand kan jou eintlik nie hartseer maak of bedroef nie, hulle maak jou kwaad, hulle maak jou ongelukkig. Maar as ek 'n intieme verhouding het, 'n geslote verhouding, dan kan ek my vrou bedroef. Dan kan ek haar seer maak. En hoor wat sê Efesiërs 4 vers 30 en 31. Hy sê, ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. Kan ook vertaal word bedroef nie. Dan sê hy, in julle eenheidsband met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal belewe. So hy waarborg dit, dat ons dit sal belewe. Maar dan sê hy, raak saam met alle ander slegte dinge ontslaaf van alle bitterheid, woede, wraak,
geskel en gevloek. Nou, as jy weer dink, iemand wat 'n sagte karakter het, hier's my vrou, wat beleef, as ek hard is en kwaai is, dan kan ek haar seermaak. As ek vloek en skel, dan bedroef dit haar. Inteendeel, sy is bedroef, as ek selfs net kwaai met die kinders is, of hard praat. Sy is hartseer, as ek as pastoor dalk iets verkeerd sê of verkeerde ding doen, dan praat sy met my. Nou, Jesus kom, en dan bedroef ek, en nou Jesus kom, en dan sê hy, jy kan nog 'n ding teen my sê, jy kan nog 'n ding teen die Here sê, maar teen die Heilige Gees, as jy iets sê teen die Heilige Gees, dan doen jy sonde. Daarom moet ons versigtig wees, moet niks sê van God se Gees nie. Moenie sommer 'n oordeel oor 'n kerkdiens of oor iemand nie, moet niks sê nie. Maar ek dink is wat ons die Heilige Gees bedroef, as jy vloek en skel en slegte goed doen, dan gaan dit baie hartseer wees. As jy in 'n huwelik is, en jy vloek en skel en beledig jou vrou, of as ek net die kinders doen, of sê maar ek is hierdie man wat leef, en ek vloek en skel en te kere gaan, dan bedroef ek my vrou. So, ons as kinders van die Here, die manier hoe ons leef, dit wat ons doen, bedroef die Heilige Gees. Nou die Bybel kom en dan praat hy van die Heilige Gees wat vertrooster is. En dan hoor jy die sagte vertrooster omvou, trane afvee. En dan moet jy altyd weet dat die Heilige Gees is hierdie sagte karakter wat hier by ons is. En wat vir my wonderlik is, dan lyk dit vir my of ons soos hy word. Jy weet, Jesus het regheid gepraat, met gesag gepraat, met autoriteit gepraat. Hy het die Fariseërs aangevat, hy het nie doekies omgedraai nie. Maar hy was tog iemand wat mense innig jammer gekry het. Hy het gekom en hulle gehelp. Die Bybel sê, hy het selfs geween by Lazarus se dood, toe hy hulle hartseer sien. Nou, dis wat die Heilige Gees doen, dat die Heilige Gees kom en werk 'n sagtheid in my. Nou as ek kom en sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie, dan kom ek agter, dat ek partykeer sal leef en 'n ding doen, en dan of die Heilige Gees na die tyd my praat, Johan, dit was nou lelik. Johan, dit was nie 'n goeie ding gewees nie. En dan voel ek so jammer. Ja, ek kan vir jou 'n paar kere vertel waar ek duidelik kan onthou waar ek voel ek het nou verkeerd gedoen. En dan sê ek is jammer. Nou ek wil duidelik sê, die Heilige Gees veroordeel jou nie. Dis nie die werk van die Heilige Gees nie, dis die werk van die duiwel. Satan doen dit. Maar die Heilige Gees help my. Hy veroordeel nie, maar hy help my. Hy wys my tereg. Wat 'n goeie vriend is, jy's tog iemand wat my help. Ek en my vrou wat intiem is, wat my help. Sy sal vir my sê, goed wat ek nie moet doen nie. Niemand anders kan dit vir my sê nie. Net sy kan dit vir my sê. Nie eens die kinders kan dit vir my sê nie. Maar sy kan met my kom en sy praat met my en sy praat mooi met my en ek is heeltyd bewus dat die Here my help. Hy korrigeer. Die Here kom en help my dat ek beter sal word. En ek wil dit duidelik sê, die Heilige Gees is 'n sterk vuur van God. Maar saggies wat kom en praat met ons. Saggies kom, hy veroordeel nie. Saggies kom en hy help jou. En dan skielik, dan beleef ek wil nie meer van die Heilige Gees hê nie. Ek wil minder van myself hê. Here, ek moet minder word. Ek wil meer van U hê. Meer weggee van myself en myself meer vir U gee. Ek wil meer vir U gee. Dis wat ek wil hê. Here, as ek meer gee, dat U meer praat binne in my. Dat ek meer word soos die Heilige Gees. Nou wil ek afsluit en dit duidelik sê. Die Heilige Gees sal niks doen as jy hom nie toelaat nie. Die Heilige Gees sal niks doen as jy hom nie inlaat in jou lewe nie, as jy hom nie verwelkom nie. En nou wil ek jou aanmoedig om die Heilige Gees te vra, sê, kom werk binne in my. Heilige Gees, kom praat met my. Heilige Gees, kom wys my waar ek bedroef, waar ek verkeerde ding gesê het, verkeerde ding gedoen het, waar ek jammer is, waar ek 'n ding moet gaan regmaak, wat dit ook al is, dat ek soos die Heilige Gees sal wees. So, dankie dat jy weer ingeskakel het, en ek vra vir jou, wil jy nie net daar waar jy nou is, as jy in 'n sirkel is by jou huis, of waar jy ook al is, 'n oomblik saam sal bid. Ek dink, ek sien, as julle as sirkel daar saam is,
En elkeen 'n oomblik dalk net bid en sê Heilige Gees, ek vra jy kom werk in my, Heilige Gees kom leef in my, Heilige Gees kom praat saam met my, kom wees my vriend, kom wees my vernoot, kom wees intiem hier saam met my. Dan vra ek jou, spandeer tyd met hom en praat met hom. Kom ons sluit af. Dankie Gees van die Here dat U niks op ons afdwing nie. U veroordeel ons nie, U help ons. En ek bid nou vir elkeen wat my luister, dat hulle harte sal oopmaak en toelaat dat die Heilige Gees in hulle sal werk. Dat U in hulle sal kom, nie met hulle sal werk. En dankie vir U goedheid in U naam. Amen. Dankie, jy's 'n great blessing.